vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons Hemelvader, ons sê vir U baie dankie dat ons vir 'n tweede maal op een dag in U huis kan wees. Dankie vir die opgewondenheid in ons hart om rondom U woord stil te word. En Here, elke keer wanneer ons U woord lees en onderrigting daaruit ontvang, dan maak dit ons harte bly, omdat ons weet, Here, dis 'n bousteen in ons geestelike huis. Here, om ons ook voor te berei vir daardie dag, wanneer ons U sal sien in U heerlikheid. En die gebed van my hart is, Here, dat U spreker en hoorder op 'n baie besondere manier naby sal wees. Ons wil maar sê, soos die woord vir ons leer, spreek Heer, want U dienskneg en U diensmaag luister. Ons weet, dat die prediker maar net die vermoë het om die boodskap tot by die oor te bring, maar Vader, dit is deur U Gees, wat hierdie boodskap 'n landingsplek in die hart vind, en Here, op daardie voorbereide grond val, sodat dit vrug kan dra, 30, 60, ja 100voudig tot U eer. Ons leef in 'n geweldige uitdagende tyd. Here, ons leef in 'n tyd waar spotters baie te sê het. Ons leef in 'n tyd waar vreemde godsdienste besig is om oor ons Christelike land te spoel. Ons leef in 'n tyd waar ons leiers, Here, oneties en oneerlik is. Ons leef in 'n tyd waar predikers nie meer staan vir die waarheid van die woord nie, maar wolwe in skaapsklere is. Ons leef in 'n tyd, Here, waar alles die mekaar geraak het, juis omdat ons die fontein van lewende waters verruil het vir gebarste reënbakke wat geen water hou nie. En ag, dierbare Here, ten spyte van hierdie omstandighede roep U ons vanaand om vrede met God te sluit deur Jesus Christus ons Here. En daarom dank ons U vir hierdie geleentheid, en mag, Here, die waarheid van U woord vanaand tot harte spreek, en mag hierdie boodskap, Here, in eerste plek Christus verhoog, en mag dit dan ook mense na hom trek. Ons bid dan ook vanaand vir elkeen wat hier is, dat U vir hulle baie ryklik sal seën, elkeen wat ingeskakel is via webwoord op Facebook, Here, dat U vir hulle dit maklik sal maak om te luister, en bo alles, Here, dat U nie net ons nie, maar ook elke ander plek waar U woord in waarheid sal uitgaan. Here, dat U Uself magtiglik sal verheerlik, en Here, U woord sal stuur om juis dit te doen waartoe U dit beskik en bepaal het. Ons dank U, Here, dat ons nou eer kan bring aan U en met 'n verwagting kan uitsien na die waarheid van U woord. En ons bid dit alles in U kosbare naam, en ons bid dit met danksegging. Amen. Nou vriende, ons is in die oggende besig met die boek Openbaring en die kosbare waarhede wat ons daaruit leer. In die aande is ons besig met die boek Psalms. En nou die dag het die vraag gekom, wat gaan ek doen as ek by Psalm 119 kom? Nou kom ons wag en kyk tot ons daarby kom. Dis ons as die predikant wat die oggend nie voorberei het nie, en hy kondig af, hy sê ons sing vanmôre Psalm 119. En nou u sal by uself dink, hulle het nie eens klaar gekry toe die uur verby is nie. Die hele gedagte maar net, ek het vir u al reeds gesê dat die boek Psalms 'n baie besondere boek in die Bybel is, die mees geleesde boek deur kinders van die Here. Die kinders van die Here vind geweldig aanklank by die Psalms, juis omdat dit hier geskryf is deur mense wat dieselfde situasie beleef as ons. En ek moet vir u sê, in hierdie paar weke waar ek redelik siek was en baie tyd in die studeerkamer spandeer het, het ek deur een na die ander Psalm gelees. As jy daar in die dokter se spreekkamer sit, dan vat jy jou foon en jy lees verder deur die Psalms, en jy kom agter dat baie van hierdie skrywers dieselfde worstelstryd deurgegaan het. Sommige van hulle was siek, ander van hulle was vervolg, ander het deur baie stryd gegaan, en eer ons die Here ook dan, dat ons so deur die Psalms kan werk. Het ek vir u gesê by die laaste geleentheid, dat die Psalmbundel, hoeveel Psalms is daarin opgeteken? 150. Presies dieselfde as in die Bybel, en elke Psalm in die Psalmbundel, vriende, verwys na die Psalms, of is eintlik maar net in 'n liedvorm omgesit, om vir ons die Psalm te leer. En die Psalms was gesing gewees in die tyd van koning Dawid, en ook verder aan by die tempel en by die aanbidding, en die Psalms het 'n baie besondere plek ook in die hart van die kind van die Here. En ons dank die Here ook dan dat koning Dawid 73 van hierdie Psalms geskryf het. En nou ons het ongelukkig nie seker die oorspronklike musiek wat hulle gehad het in daardie tyd, en die wysie waarop hulle hierdie Psalms gesing het nie, maar as ons kyk deur hierdie Psalmbundel, sien ons pragtige wysies, woorde, en dan ook kosbare lesse wat ons dan kan leer uit hierdie Psalms. En ons gaan vanaand stilstaan by Psalm 2, en ek gaan vanaand bietjie met u praat oor die gedagte uit Psalm 2 oor die nasies, die Here en dan die oplossing. Want u gaan sien in hierdie Psalm
is daar die stryd tussen die nasies en God, die feit dat hulle opstaan teenoor God, teenoor sy gesalfde, en die antwoord wat die Bybel vir ons gee. Dit was vir my 'n groot voorreg om deur hierdie Psalm te werk, en ek vertrou dat u dan ook geseën sal wees deur die waarhede soos uit hierdie Psalm na vore kom. Nou ek het vir u so 'n blaadjie gegee, het elkeen om ontvang. Hulle noem dit in Engels 'n outline, in Afrikaans 'n buitelyn of 'n binnelyn. Enige lyn, net solank u kan saamvolg. Die gedagte is maar net, ons gaan so bietjie deur die Psalm werk, dis maar net so ietsie om by die huis verdere studie te doen, maar kom ons lees saam Psalm die 2de hoofstuk. Die vraag word gevra by Psalm 2 vers 1, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. Net so kort onderbreking daar. So tyd terug gepraat met mense, en die prediker het vir hulle gesê, daar sê God, ons kan van hom eis wat ons wil hê. Dis nie wat daar staan nie. Dis nou wanneer jy besig is met valshede, en jy koppel 'n vers aan hierdie boosheid van jou hart, om sekere goed van God te eis. Hier gaan dit oor Christus, en dit gaan oor God die Vader, en ons sien dan ook in die gesprek hier, wat hier plaasvind. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan, soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees, en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ons gaan net daardie klompie versie saam lees, soos opgeteken in Psalm 2, en as teks en oordenking hou ek die 12de vers aan u voor, en daar staan, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ons tema dan in hierdie aand is die nasies, die Here en die oplossing. Nou vriende, ons gaan vir die volgende paar maande en miskien jaar of 2 stilstaan by die boek Psalms, en ons gaan bietjie deur hierdie Psalms werk, en u gaan sien dat elke Psalm uniek is. Daar is baie besondere verse wat ons kan memoriseer vir ons eie behoud en ook vir die stigting van ons geestelike lewe. Maar as ons kyk, sien ons dat elke Psalm met 'n hoofgedagte of 'n boodskap in opgeteken, sodat ons daaruit kan leer, onderrigting kan ontvang, en dan ook sin kan maak van hierdie lewe, maar ook hoop kan hê vir die toekoms wat voor ons lê. Nou, ons het laas keer gekyk na Psalm 1, en ek glo die meeste van u het al Psalm 1 gememoriseer, waar die Bybel vir ons dan baie duidelik sê, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Nou, baie interessant is, vriende, as ons kyk, dan sien ons Psalm 1, begin met 'n saligspreking. Die een wat ek so pas vir u genoem het, welgeluksalig is wie? 3 maal gelukkig is wie? Is die man wat nie wandel, wat nie staan en wat nie sit by die sondaars nie. U moet onthou, die dag wanneer die Here ons siele red, dan verander hy ons aptyd. Hy verander ons begeertes. Hy verander ons verlange. Hy verander alles in ons lewe, en Christus raak die senterpunt van ons lewe. Dit beteken nie dat ons elke dag leef soos ons behoort te leef nie, want ons het 'n sielevyand waarmee ons worstel. Ons het 'n hart wat bedrieglik is bo alle dinge. Maar die begeerte van die kind van die Here is om nie te wandel, nie te staan en nie te sit in die kring van die spotters en die sondaars nie. En die Bybel sê vir ons dan ook, ons wat hierdie gesindheid handhaaf sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Nou baie interessant, Psalm 2 eindig
met 'n saligspreking. Jy onthou wat ons vir u gesê het, toe ons in Matteus die 5de hoofstuk die saligsprekinge hanteer het, wat deel uitmaak van die bergpredikasie, het die Here gesê, salig is die wat arm van gees is, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, salig beteken in die hoogste mate gelukkig, en hier sien ons presies dieselfde, Psalm 2 vers 12, wat sê, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig of in die hoogste mate gelukkig is almal wat by Christus skuil. Dis die hooftema van hierdie psalm. Die saligspreking van, as ons by Christus skuil, dan is ons die gelukkigste van alle mense. Dan het ons vrede gevind. En soos Augustinus, die groot kerkvader, gesê het, man's soul is restless, until it find rest in thee. Die mens se siel is in sy binneste onstuimig, totdat dit rus gevind het in sy verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Nou nog iets baie interessant van Psalm 2 en Psalm 1, is Psalm 1 word nooit aangehaal in die Nuwe Testament nie. Daar is verwysings daarna, as ons kyk na Matteus 7 en die 2w wat vir ons daar gestel word, maar daar is nooit 'n direkte verwysing na Psalm 1 in die Nuwe Testament nie, terwyl Psalm 2 meer as 18 keer in die Nuwe Testament aangehaal of na verwys word. So iets sê vir ons hier van die staanspoor, dat Psalm 2 'n baie belangrike psalm is. En ons praat ook van Psalm 2 as die messiaanse psalm, of 'n psalm wat verwys na die Messias wat sou kom. 'n Messiaanse psalm word juis as messiaans beskou, as dit in die Nuwe Testament aangehaal en direk in verband met Jesus Christus gebring word. Nou ek het nie tyd om vanaand vir julle al 18 verwysings te gee nie, maar ek gaan vir 1 of 2 gee, dan kan u verstaan hoe die Here dan ook hierdie psalm gebruik het in die Nuwe Testament, na die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk, om sy seun Jesus Christus as die beloofde Messias te kom bevestig. Handelinge 4:25 sien ons, dat Petrus voor die Joodse raad staan. U sal onthou, hierdie manne met die dik bril en die lang jas het hom gedaag en vir hom gesê, luister, wat gaan aan en wie gee jou die reg om hierdie boodskap te verkondig en waarom wil jy nou die blaam op ons plaas vir die dood van die Here Jesus? En Petrus praat en hy sê, want deur die mond van u knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. En nou praat Petrus direk van die Here Jesus Christus, verwysende terug na Psalm 2, as deel van die messiaanse psalms in die psalmbundel. Handelinge 13:32, Paulus en Barnabas, ons lees daar in die 32ste vers, hy sê, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons, hulle kinders vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die 2de psalm geskryf is, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Nou ek het nie ingeskryf daai, soos daar in die 2de psalm geskryf is nie. Dit staan so in die Bybel. Ok, met ander woorde, dis 'n messiaanse psalm, daarom vind ons 18 verwysings in die Nuwe Testament na hierdie psalm. En ek wil vir u sê, dis belangrik om daarna te kyk, want daar's 'n boodskap in hierdie psalm, ook vir ons wat leef in die jaar 2021. Die vraag is, waaroor handel Psalm 2? En ons gaan vanaand bietjie in 4 kort gedagtes kyk, waaroor hierdie psalm gaan. Maar kortliks opgesom, sien ons dat die sentrale figuur is die Here Jesus Christus. Ons sien die vyande van Christus, wat die nasies en die konings van die wêreld is. En ons sien dan, dat die Here een van 2 opsies gee. Jy staan teen my op en ek gaan jou vernietig, of jy buig voor my en ek sal jou red. Dis die enigste 2 opsies. En vanaand sit u vanaand hier voor my, en u luister in op Webwoord, en u skakel in op Facebook, en ek sê vanaand vir u, daar's net een van 2 opsies in jou lewe vanaand. Jy gaan of in rebellie teenoor God bly opstaan, en jou lewe leef soos jy wil, en jy gaan dink, die jonkheid bruis in jou are, of die middeljarige jare is vir jou goed en reg, of die ou jare is tye wat jy sal geniet, en jy sal jou sterfbed regmaak, en as jy sterf sonder God, sal sy toorn oor jou ontvlam. Dis die boodskap van Psalm 2, of aan die ander kant, kus die seun, sluit vrede met God,
deur sy seun Jesus Christus, en daar sal vrede in jou siel vir tyd en ewigheid wees. So kom ons kyk gou vanaand, ek het hom opgedeel in 4 punte, en ek gaan vinnig daardeur werk nou, so vinnig soos ek kan. So die eerste gedagte wat ons in hierdie Psalm vind, is die sameswering van die nasies. Ons vind dit in Psalm 2 vers 1 tot 3. Die vraag word gevra, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Nou vriende, toe ek hierdie Psalm so bietjie bestudeer het, was dit vir my baie hartseer gewees om daaraan te dink dat die nasies hierdie aksie teenoor die Here God loods. Ek het vir myself die vraag gevra, wat probeer die nasies vermag? Waarom sal hulle opstaan teenoor die Here, terwyl die Here net goed is vir die mens? Luister, dis nie die Here wat die mens in die sonde laat val het nie. Dit was die mens wat in rebellie teenoor God in 'n volmaakte tuin opgestaan het en die leuen van die slang, die verwoester, die Satan geglo het, die vrug geëet het en in rebellie teenoor God die vuis gebal het en gesê het, ek sal maak net wat ek wil. Sê vir my, het God op daardie oomblik almal vernietig? Die teendeel is waar, sy genade en sy goedertierenheid is oor die mens. Daarom die vraag, wat is die probleem van die nasies oor al die eeue, dat hulle so opstaan in rebellie teenoor die Here, terwyl hy net goed is vir die mens? Ek lees vir die 2 of 3 gedeeltes, om net hierdie saak in die hart vas te maak. Handelinge 14 vers 16 staan geskrywe, en hy het die tye, dit is die Here, die tye wat verby is toegelaat, dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Die deursnee mens van vandag staan amper en sê, nou waarom is die reën so laat? Slaap God in die hemel? Ons het reën nodig vir ons oes te luister, hy skuld ons nie 'n druppel nie. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Hy skuld jou en my nie suurstof in ons neus, om in te asem, in ons longe, om te leef nie. Hy's niks aan ons verskuldig nie. Hy is goed vir ons, daarom beleef ons hierdie seëninge. U sien die rol het verander. En u moet my maar vergewe. Die Pinksterkerk het 'n groot slag in ons land geslaan deur van die mens 'n god te maak en van God sy diensknegt. Daarom sukkel ek om met hierdie mense te assosieer, want hulle verhef die mens tot 'n godheid en hulle maak van God 'n diensknegt van die mense. Luister. Suid-Afrika is in rebellie teenoor God. Die wêreld is in rebellie teenoor hom. Waarom? Want hulle dink God skuld ons iets. Hy is genadig teenoor ons, hy het hom nie onbetuig gelaat nie, hy het sy seun gestuur, hy stuur hemel van die reën, hy het vrugbare tye vir ons gegee, voedsel en vrolikheid. Luister, toe u vanmiddag aan die tafel gaan sit het. Nou, ek weet nie wat u geëet het nie, u het my nie genooi nie, so ek sal nie weet nie. Maar toe pa daar die ou skaapbout sny, nê, met die ou vetjie wat so bruin gebraai is. Toe geniet ons met 'n vrolike hart die voedsel wat God vir ons gee. Toe ons daar in die kooi gaan klim en so bietjie gaan rus, om weer krag te hê vir vanaand se diens toe, het ons vrolikheid in ons hart, want God is vir ons goed. Waarom woel die nasies? Waarom staan die nasies op teen God? Want jy sien, almal dink hulle verdien meer. Hulle verdien beter. Handelinge 17:24. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Ek dink is Paul Washer wat nou die dag gesê het, jy moet nie vra waarom gaan dit so swaar met jou nie, jy moet vra waarom het God jou gisterand nie doodgemaak in jou slaap, oor jou lewe van rebellie teenoor hom nie. En nou kan jy miskien vanaand daar sit en dink, maar ek is nie 'n rebel nie, ek is eintlik 'n goeie kindjie van Jesus, van so groot af. Dan is dit nodig dat jy jou eie hart voor God sal sien. Ons harte het daagliks rebellie teenoor die Here, terwyl hy vir ons goed is.
en vir ons lewe en asem gee. Vers 26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, so as u vir my wil kom vra, waar kom die swartes vandaan? Waar kom die Indiërs vandaan? Adam en Eva was dan wit in die tuin van Eden, dan wil ek vir jou sê, verkeerde antwoord, dis nie wat die Bybel sê nie, die Here het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Waarom is hulle so verskillend van mekaar? Waarom is daar so groot diversiteit onder mense? Ek weet nie. Ek kan net vir jou sê, lees Deuteronomium 29:29. Maar wat ek jou kan sê, die Here het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. Vers 27, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Waarom woel die nasies? Waarom is daar 'n sameswering van die nasies teenoor die Here, terwyl hy absoluut goed is vir ons, terwyl hy vir ons lewe en asem gee? Vriende, ek wil vir u sê, dis die hartseer van 'n bose en bedrieglike hart. En ons kan maar vanaand die televisie op enige Christelike kanaal aansit, en u sal presies hierdie gedagte hoor wat ek vanaand betoog. Die wêreld saam met die kerk dink God skuld ons iets, in plaas van dat ons weer sal begin preek om te sê, ons skuld God ons lewe. Ons skuld hom ons alles. U sien, ten spyte van al die Here se goedheid, sien ons van die toring van Babel in Genesis 11 tot vandag die absolute rebellie van die mens teenoor die Here. Hierdie rebellie het geeskaleer tot en met die kruisiging, waar hulle Jesus, die een wat brode vermeerder het, wat siekes gesond gemaak het, wat dooies opgewek het, aan 'n kruis vasgenaal het en gesê het, weg moet hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Hierdie rebellie sal 'n hoogtepunt bereik by die slag van Armageddon, wat ons van lees in die boek Openbaring, waar die Here sy vyande sal verslaan, en dan ook van sy vyande 'n voetbank van sy voete sal maak. Die groot teoloog P.T. Forster het gesê, the first duty of every soul is to find not its freedom, but its master. En dis presies wat die nasies mee besig is. Elke Janrap en sy maat soek vryheid. Ons teken vredesverdrag. Ons staan op en ons sê, luister, ons wil vrede hê. Luister, daar is nie iets soos vrede sonder die vredevors Jesus Christus nie. Die sameswering van die nasies is 'n nietige sameswering, omdat God op sy troon is en niemand hom van sy troon sal afkry nie. Die sameswering van die nasies is hartseer, omdat hulle die goedheid van die Here nie raak sien nie. Hierdie sameswering sal ook eskaleer. Waarom? Omdat mense reken dat hulle vryheid lê in bandeloosheid. Hulle vryheid lê in wanneer die juk van God afgeruk word. Hulle vryheid lê daarin wanneer daar geen wette en reëls en regulasies is nie. Nou ek wil die vraag gaan na die deursnee skool en gaan praat met die deursnee onderwyser of onderwyseres. En dan vra jy vir hulle of hierdie demokrasie iets positiefs in ons skole bewerk het. Ons kinders is rebelle. Hulle is geweldenaars. Hulle is siek in hulle kop. Hoekom? Want ons maak hulle so groot. Dat dit alles gaan oor jou, my kind. Jy's die God, jy's die middelpunt van hierdie samelewing. En geen reël is op jou van toepassing nie, want jy's 'n wet. En jou wet geld. En almal moet onder jou inval. 'n Siek samelewing, omdat die nasies teenoor God opstaan en sy juk van hulle wil afwerp. Luister, ek en jy's nie hier om ons vryheid te vind nie. Ons is hier om God te vind. En die tyd loop uit, hoor. Ons het vanmôre gesien in die boek Openbaring, die tyd is besig om vinnig uit te loop. Ek vra jou vanaand, is jy deel van die samesweerders? Of is jy van hulle wat vrede gesluit het met God deur Jesus Christus? Nou, wat is die reaksie van God teenoor die nasies? Ag, u hoor wat sê die Russe en die Amerikaners en die klomp ouens daar by China en al daai plekke. Hulle het baie te sê oor God en waar is hy, en hulle probeer nou baie dinge sê. Kom ek sê vir u, wat is God se reaksie teenoor die nasies se sameswering? Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle.
Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy verskrik. En tog het my koning gesalf oor Sion, verskoon, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek het hier in my notas geskryf, vriende, dis amper soos 'n kind van 2 jaar oud, wat teen Mike Tyson in 'n bokskruit wil klim, en hoop hy gaan wen. Wat dink jy, wat is die kans? So 'n boksgeveg sal ons eerder by 'n sirkus sit, dat mense lekker kan lag wanneer hierdie kleintjie inklim met sy bokshandskoentjies, en hy staan hier voor die groot Mike Tyson, en hy probeer hom platslaan. Mense sal hulle self 'n papie lag. En dis presies die gedagte wat die Bybel vir ons deurgee. Die nasies woed en hulle woel, en hulle wil God se woord uit die kabinet, en God se woord uit die universiteite uitneem, en ons kry die belaglikheid daar in Amerika van die nuwe president, wat nie eens behoorlik vir homself meer kan dink nie. En ons kyk na hierdie klomp mense wat besig is om op te staan teenoor die heilige God, en ons dink op 'n stadium, maar is hulle nie besig om te wen nie? Wen hulle nie geweldig veld nie? Moet ons as Christen nie op die punt van ons stoele sit en ons naels tot in die lewe kou nie? Luister wat van die Bybel vanaand sê, God lag vir die nasies. Hy spot met die volkere, wat poog om hom te ontroon, omdat dit eintlik 'n sinnelose en doellose oefening is. U sien, die Bybel sê vir ons in Jesaja 40 vers 6, 'n stem sê roep, en hy vra, wat moet ek roep? Ek lees vir u, wat moet hy roep? Alle vlees is gras, en al sy afvalligheid, of aanvalligheid, soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Nou, u sien seker die afgelope tyd die veldbrande. Nou, ek weet nie hoekom hulle die velde brand nie. Ek weet, party van die boere doen voorbrand, en die ander doen seker afbrand. Ek weet nie heeltemal nie, ek gaan nie vanaand daarop ingaan nie. Maar het u gesien daar die gras staan hoog, omtrent hier tot by ons middellyf. Nou kom daar die vuurtjie met die wyntjie oor, en as dit verby is dit alles weg. Die groen gras van nou die dag is deur die winter doodgemaak. Ons wag vir die reën, sodat die gras weer groen kan word. Die Here probeer vir ons 'n gedagte gee, hoe nietig ons werklik is. En tog dink die mens, hy is baie groot in homself. Kom ons kyk gou na die beeld van Daniël. Onthou jy die kop, en die skouers, en die bene, en alles? Dit verteenwoordig in die eerste plek die Babyloniese ryk. Sê gou vir my, waar is die Babyloniese ryk? Hoor gou? Die magtigste ryk van daardie tyd. Die Bybel sê vir ons dat die Here een van die konings gras laat vreet het, soos 'n dier, tot hy homself voor God verootmoedig het. Later sien ons sy kleinkind, Belsasar, wil hom nie verootmoedig nie, en die Here neem sy lewe weg deur die ryk van die Mede-Persiese ryk. Waar is hulle vandag? Hulle bestaan nie meer nie. Toe kom hierdie magtige Alexander die Grote met sy Griekse ryk, en op ouderdom 32 het hy die destydse wêreld oorgeneem. Waar is hy vandag? Op 32 het die Here vir hom gesê, ou seun, jy's geweeg, en jy's te lig bevind. Moenie dink omdat jy 'n tier is, en die wêreld oorgeneem het, en in jou boosheid gelewe het, dat ek is bang vir jou nie. In hierdie nag sal ek jou siel van jou afeis. Almal eer Alexander die Grote. Waar is hy vandag? En waar is sy Griekse ryk? Sê gou vir my, ons kan nie regtig antwoord nie, want as nie meer veel oor nie. En toe kom die magtige Romeinse ryk. En waar is hulle? Hulle is op die oomblik so 'n bietjie onder die radar. Daardie magtige ryk het basies verdeel in verskillende ryke, maar daar sal 'n tyd wees wat hulle weer na vore sal kom om teen God te veg. En dan sal hulle finaal die doodslag gedien word. Die gedagte vanaand wat ek net vir u wil sê, God loop nie op en af in die hemel. En hy's geweldig senuweeagtig oor wat hier op aarde aangaan. U moet tog nie dink vanaand sit die engele om 'n ronder tafel en hulle vra vir die Here, Here, wat moet ons doen? Want dit lyk of hierdie mense gaan oorwin nie. Die Bybel sê God, hy probeer vir ons 'n idee gee. God lag in die hemel as hy kyk na die nietigheid, hoe mense spartel in hulle ellende en hulle nie tot hom wil bekeer nie. Dis nie 'n sadistiese lag of 'n lag van iemand wat
na ander een neerkyk en eintlik 'n behaag het in sy ondergang nie, maar die gedagte van dat mense met hierdie doellose oefening besig is, terwyl hulle weet van beter. Daarom sê Spreuke 21 vers 1, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil. Nou, jy weet hoe werk 'n voer, né? Daar by een van ons boere daar in Vredendal, hy het 7 fonteine op sy plaas. Nou hierdie fontein het onder 'n prop, wat jy so af en toe uittrek, as die fontein vol is. En dan maak hy voere, om die water te laat loop na plekke waar hy wil hê dit moet loop. Dis die gedagte. Die Here sê, die koning se hart is in sy hand, soos 'n waterstroom, hy lei dit waarheen hy wil. Ons luister na ons president wat 'n halfuur praat en hy sê niks. En ons wonder by onsself, maar hoekom sê hy niks in 'n halfuur nie? En waarom is alles besig om te verval in Suid-Afrika? Luister, God het sy hart in sy hand. En hy lei hom soos 'n waterstroom. Ons kyk na hierdie man in Amerika wat heeltemal koers en kop verloor het. En ons sien die klomp mense wat agter hom sit om boosheid te promoveer. En ons dink, wat gaan van Amerika word? Dis omtrent die laaste baken wat nog gestaan het. En ons besef, sy hart is in die hand van die Here, soos 'n waterstroom, hy lei dit net waarheen hy wil. Ons kyk na Rusland, ons kyk na al hierdie lande en ons besef, God is in beheer. Luister, God is nie vanaand op sy senuwees nie. Ek en jy is baie keer. En ons kyk na die klomp hooligans wat maak en doen wat hulle wil. En in plaas van om hulle te bid, is ons op ons senuwees. Luister, daar is 'n God in die hemel wat weet. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hy is nie ontsteld oor wat aangaan, in die sin, dat hy vrees vir sy eie koninkryk nie. Spreuke 1 vers 22 sê vir ons baie duidelik, hoe lank sal julle eenvoudig as die eenvoudigheid lief hê? En die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? Dis die vraag wat die Here vra. Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. Jy moet onthou in Spreuke 1 is wysheid as 'n persoon deurgegee en wysheid praat nou. Die Bybel sê as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. So God sê as julle wysheid kortkom, vra dit vir my. Nou praat Spreuke oor die gedagte mense wat God se wysheid verwerp en wat die uitkoms sal wees. Vers 24. Omdat ek geroep en julle geweier het. Ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie. En julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. En ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n storm, soos 'n onweer en julle ondergang soos 'n stormwind aankom as benoudheid en angs julle oorval. Dan sal julle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie. Van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Want hulle eie afkeurigheid maak die eenvoudiges dood en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase ten gronde. As iemand vir my 20 of 25 jaar terug gesê het, Suid-Afrika sal lyk soos hy vandag lyk, sal ek vir hulle sê, man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Die meeste kerke in ons dorp is 'n absolute baken van boosheid en nie meer van geregtigheid nie. 9 uit die 10 kerke waar jy inkom, hoor jy nie meer van 'n heilige God wat van sonde rekenskap gaan eis en die sondaar gaan oordeel nie. Praat nou die dag met 'n paar predikante van verskillende kerke en hulle sê vir my in hierdie groote benou nie moet sy hordeskerke is daar miskien nog so 4 of 5 kerke wat met waarheid besig is. En ek wil vir u sê, dis die probleem van ons tyd. Die kerke staan, die predikers praat, en eintlik is ons almal in rebellie teenoor God. Waarom? Want ons wil sy juk afruk. Ons wil 'n godsdiens hê wat pas by ons nuwe wetserse samelewing. 'n Godsdiens waar elke sondaar aanvaar word in die kring van die regverdiges. En ons wil soos Psalm 1 nie vlug van die goddeloses nie, maar hulle nader trek en akkommodeer om 'n een wêreld godsdiens te vestig. Daarom sê die Bybel baie duidelik,
dat die Here ook sal lag by die ondergang van die nasies. Die voorlaaste gedagte, die uitspraak aangaande die seun. Die Bybel sê in Psalm 2 vers 7, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, is my seun, vandag het ek u self gegenereer, eis van my. En ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Nou vriend, het u al 'n erdepot gesien val? Nou, daar is nie iemand op hierdie aarde wat daai erdepot weer aan mekaar sal plak nie. Hy val en hy breek in stukkies, pynstukkies. En die Bybel sê dis wat God sal doen met die nasies. Omdat die Bybel sê die Here Jesus Christus kom sterf het, hy het opgestaan, hy roep mense tot bekering, hulle weier om in die knie te buig voor die Here, en daarom sal die Here ook dan hierdie oordeel teenoor die nasies daarstel. Hoor wat sê die Bybel daar in die Ou Testament, in Daniël 7 vers 3 aangaande die seun se heerskappy, wat seker en vas is. En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en die nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Ek het vir jou aan die begin gesê, of jy buig nou die knie voor God, of jy sal dit eendag buig, en dan is dit te laat. Die heerskappy is alreeds aan Christus oorgegee. Daar sal geen ander een wees wat regeer vir tyd en ewigheid behalwe die Here Jesus Christus self nie. Die Ou Testament het dit voorspel, die Nuwe Testament het dit vir ons kom leer. Matteus 3 vers 17, kom die stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Die Here was lief vir Dawid en hy sê, Dawid was die man na God se hart. Sê gou vir my, waar is Dawid vanaand? Hy's dood, hy het gesterf. Hy eer nou die God waarvan hy geskryf het in die psalms. Ons lees van die magtige koning Salomo en hoe sy ryk uitgebrei het. Waar is Salomo? Hy het gesterf. Hy eer nou die God waarvan ons lees in die Bybel, wat in sy seun Jesus Christus homself verhoog het en sy ewige koninkryk kom vestig het. Daarom is dit ononderhandelbaar wanneer dit kom by die Here Jesus Christus, hy sal regeer vir tyd en ewigheid. Matteus 17:5 kom die selfde uitspraak, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, luister na hom, is die boodskap wat die Here daar op die berg van verheerliking gee. En dan die besondere Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God Christus ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Ek is besig met die boek Markus. Ek het vir u gesê vanmôre, klaar gemaak met Matteus. Wat vir my aangrypend is dat die mense met die bose geeste telke male voor die Here neerval en uitroep en sê, wat het ons met u te doen, seun van die lewende God? Is u hier om ons voor die tyd te pynig? Selfs die duiwel erken God se heerskappy, want Christus was niemand anders as God wat mens kom word het nie. Wat doen die deursnee mens vandag? Wat doen die deursnee volk en nasie en koning en parlement en kabinet? Moet net nie Christus hier inbring nie. Ons hou van vele godedom. Ons wil almal 'n regverdige kans gee. Ek wil vanaand vir u sê, God het alreeds aangekondig, dis ononderhandelbaar, Jesus Christus sal regeer. Hy regeer tans. U kan miskien vanaand vir my sê, jy geval in jou kop gestamp. Kan jy nie sien wat aangaan in hierdie wêreld nie? Luister, God regeer, deur sy seun tans op hierdie aarde. En hy's besig om alles reg te skuif vir sy finale koms en vir sy finale oordeel, glo dit. En hy sal sy troon kom vestig. Daarom sê Openbaring 2:26, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erde goed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Openbaring 3 vers 21 sê,
Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Openbaring 19 vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is. Die koning van die konings en die Here van die Here. Dis die aankondiging aangaande die Seun. Hy is, hy was en sal vir ewig wees, en hy regeer. Maar vriende, ek sluit hierdie boodskap af met die laaste gedagte, en dit was vir my so treffend gewees. Die nasies woed teenoor die Here, maar kyk die genade. Daar is 'n oplossing aan die nasies. En dis die genadige roepstem van die Here. Ek lees vir u vers 10 tot vers 12. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Dis my boodskap vanaand aan ons regering in Suid-Afrika. Dis my boodskap vanaand aan die universiteite in Suid-Afrika, en besonder die teologiese fakulteite, wat in rebellie teenoor die God van hemel en aarde opstaan. Dis my boodskap aan die onderwysdepartement vanaand in Suid-Afrika en wêreldwyd, aan die justisie en die polisie, aan die weermag en elke instansie, en aan elke huishouding wat vanaand hierdie boodskap hoor en wat luister. Wees dan nou verstandig. Gebruik vanaand jou verstand en dink vir 'n slag. En sluit vrede met God. Vat hierdie waarskuwing vanaand, dat jy nie 'n kans staan teenoor hierdie heilige God in die dag van die oordeel nie. Buig jou knie voor hom, bely dat hy God is, en vra dat hy jou siel sal red, en vir jou ewige lewe sal gee. Dan sê die Bybel, dien die Here met vrees. Nou die dag sê iemand vir my, ek kan nie 'n God vrees en hom lief hê nie. Toe sê ek vir hom, bou 'n brug. Nou nie heeltemal so nie, maar baie naby aan dit. Ek sê vir hom, my kind, Kalfyn, is lief vir my, maar hy het ook 'n mate van vrees vir my. Hoekom? Want as hy verkeerd doen, is daar straf. En hy weet dit. Daarom is dit 'n gesonde verhouding tussen 'n pa en 'n seun, omdat hy weet, hy's lief vir my, en hy stap die pad saam met my, maar daar is ook gevolge as hy in sonde verval. En dis presies wat God vir ons sê. Ons kan nie sê, ons dien die Here, maar ons is lief vir sonde nie. As jy vanaand so gesindheid het of gedagtheid oor Christendom, vergeet daarvan. Die Bybel sê, wees dan nou verstandig, sluit vrede met God, en dien dan die Here. Ag, as ons president Sondaande sê, my God bless this beautiful country, wil ek is die stype kry. Dan dink myself, hy wil sy knie nie voor hierdie God buig nie. Maar hierdie God moet hierdie beautiful country, moet sy boosheid kom seën. Nee, buig jou knie voor hom, meneer president. En die kabinet, en u en ek ook. Buig die knie voor hierdie God. Dat hy jou siel kan red, dat jy erken dat hy God is, en buiten hom is daar geen ander God nie. Ek en Kalfyn het hierdie week die vers geleer, daar in Psalm 5, vers 3. Daar staan, in die môre, Here, sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit aan u voorlê. Die gedagte van dat die Here, dis nie daai vers gewees nie, die volgende vers wat sê, ek sal roep na God, hy is my koning, en hy is my God. Dawid erken die Here as koning en as God. Hoeveel te meer moet ons landsleiers nie erken? Hulle is in daai posisie omdat God hulle daar gestel het. Daarom wees gewaarsku. Wees nou verstandig. Sluit vrede met hierdie God. Hoor wat sê die Bybel, kus die Seun, dat hy nie toornig word nie. Ek wil u vra vanaand, en ek is besig om af te sluit. Hierdie engine is besig om nou af te koel. Maar ek wil u vra terwyl ek afsluit, waar wil u hê moet die Here ons nog in hierdie land slaan? Waar? Daar's nie 'n plek in ons land wat nie bloei nie. Ons is op elke moontlike plek deur God getuigtig, en ons leiers is rebelle. Ons huisgesinne val uit mekaar, en ons weier om die knie voor God te buig.
Ons soek oplossings oralste. Hoor wat sê die Bybel in vers 12, kus die seun. Met ander woorde, erken, bely, buig voor hom, en dien hom. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Spreuke 9 vers 10 sê die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die heiliges verstand. Job 28:28, maar aan die mens het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid en om van die kwaad af te wyk is verstand. En ek sluit af met hierdie pragtige illustrasie. Dit is my so treffend toe ek hierdie boodskap voorberei en ek dink aan hoe die nasies teenoor God opstaan in die tyd waarin ons leef en hoe hulle poog om die bande af te ruk en ek dink myself, gaan daar nie iewerste eendag iemand maar net buig voor die Here nie. En toe kom my gedagte uit by 'n man met die naam van Jona in 'n stad met die naam van Ninive. En hoor wat gebeur daar, ek lees dit vir u baie vinnig. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê nog 40 dae dan word Ninive verwoes. Hoor hier die wyse koning met sy mense. En die manne van Ninive het God geglo. En 'n vasdag uitgeroep. En groot en klein het hulle met rougewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon, sy mantel afgehaal en in rougewaad gehuld, in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beest of kleinvee mag aan iets sproe nie, hulle mag nie wy of water drink nie. Maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep. En elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet, of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn, en ons vergaan nie. Vers 10 sê, en God het hulle werke gesien, dat hulle al bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Het ons nie 'n wonderlike God nie? Ons het al genoeg in hierdie land gedoen, dat die Here van kind dwarsdeur tot die oudste mens in hierdie land kan verwoes en vernietig. En nog steeds sê hy vanaand, sluit vrede met God, deur Jesus Christus, ons Here. Mag ons leiers en mag ons as individue die gesindheid hê van die Ninivite en mag ons buig voor God en sê, Here, ook ek en my huis het gesondig. Die genadige boodskap bly weer klink, vriende, sluit vrede met God deur Jesus Christus ons redder. Want Psalm 146 vers 3 sê, vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. En as u vanaand by die huis kom, ek het nou nie tyd nie, dan lees u Psalm 2, in die Psalmbundel, daar is 6 verse, en hierdie laaste vers sê, kom dan, en dien die Here, en wees in hom verblyd, met blydskap, wat hom huldig as die Here, en kus die seun in die onderworpenheid, buig julle voor hom met vrees en bewing neer, want ligtelik kan Gods gramskap julle verteer. Net soos 'n vuur, eers altyd klein geag, welgeluksalig wie hom huldig as sal heer, wie by hom skuil en op sy bystand wag. Pragtige Psalm, gaan lees dit by die huis. Daarom wil ek vanaand vir u sê, Psalm 2 het net een van 2 boodskappe. Jy gaan of vrede sluit met hierdie God, of jy gaan eendag sy toorn beleef. Kom ons bid saam. Hemelvader, al wat ons kan sê is dat ons hoor, ons verstaan, en ons vra, Here, dat u ons harte, deur u Gees,
sal neig tot U waarheid. En dat ons wat bely ons ken U en ons dien U en ons vrees U, onbevrees en onverskrokke, in hierdie land en wêreld, Here, die boodskap van verlossing sal uitdra. Dat daar 'n dag sal aanbreek waar God sy oordeel sal gebied oor hierdie aarde. En die wat nie met hom vrede gesluit het nie, sal sy oordeel beerwe. En dit sal nie 'n dag wees van grappies of waar mense maar net ligtelik oor sal kan gaan nie. Die Bybel sê dit sal 'n dag van vuurgloed en toorn wees. En wie sal kan bestaan voor hierdie heilige God? Daarom pleit ons vanaand, Here, dat mense ag sal gee op U woord, gehoor sal gee, en dat kosbare siele gered sal word. Dis die gebed van my hart ook, Here, vir ons eie land, ons leiers, ons ministers, Here, ons universiteite, ons teologiese skole, Here, dwarsdeur en heeltemal tot by die huisgesin, dat U werklik ons sal leer om die seun te kus, vrede met hom te sluit, sodat ons vrede in ons siele mag hê. Ons bid dit met verwagting en ons vra dat U vir ons genadig sal wees. Vader, ons bid dit tot eer van U naam. Amen.